Halleluja. Kom ons gaan na die woord toe gaan en ek vra dat u ons kruiskykers sal asseblief 'n lekker handeklap gee wat saam met ons inskakel. Halleluja. En ons is besig en ons praat vanmôre en ons is besig om 'n weermag op te rig van vreeslose disippels en ons praat natuurlik oor om die Here se koninkryk, God se koninkryk te laat kom en laat sy wil geskied. En hy kom van Matteus 6 vers 10 af. En u kan daartoe gaan en ons gaan 'n paar plekke vanmôre gaan ons vinnig by stil staan en ek het net 'n paar oomblikke om voor u te kan wees deur hierdie boodskap huis toe te kan bring voordat ons oor 'n paar weke van nou af gaan klaarmaak. En dit sê daarso in Matteus 6 vers 10 sê laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. En dit is belangrik om vanmôre te weet waar hy skrifgedeelte vandaan kom. Hy is deel van die gebed wat Christus kom en hy is besig om 'n gebed aan sy disippels en 'n skare te leer wat alreeds weet hoe dit is om gebede op te kan sê. Nou, ek weet nie of ek vanmôre gaan gekruisig word nie, maar ek het dit so vir 'n paar mense moontlik al vertel. Ek dink dit was in 98 of 99 as ek Israel toe en ek is so net so jong bekeerd en jy weet mos jy's redelik aan die brand en radikaal daai eerste paar maande en jare. Nou, ek het vir my 'n besluit gemaak en gesê dat ek gaan nie en ek sê nie ek gaan nie van iemand verwag om my aan die brand te hou nie. Ek het 'n soeke na die Here, ek het 'n begeerte na God en so begin die Here mense by jou lewe sit wat ook 'n soeke na die Here het, wat ook 'n begeerte na God het, want jy raak moeg van om aan die brand te wees en dan te vervlou, veral wanneer die kerk, en ek praat nie van ons gemeente nie, ek praat van die hulle en die onse, ek praat van wanneer jy ewe skielik kom hoor, dat jong, jy moet nie so baie doen nie, net hoe gaan jy uitbrand. Nou, en ek verstaan dat daar gedagte is, dat as my skedule nie gebalanseerd is nie, as dit nie in harmonie loop, as God nie eerste is en daar nie orde is nie, as ek nie weet dat daar belangrikheid is om in my familie ook te kan bedien nie, as hy beginne heeltemal uit orde is, daarom is dit belangrik dat ek God eerste stel. Dat 'n mens moontlik sal uitbranding mag ervaar. En ek praat nie vanmôre disrespekvol teen enige een wat hom alself daarin vind het nie, maar in my siel is daar 'n roepe tot my liggaam en veral tot my geestesgesondheid, veral omdat ek weet my gees gesond is. Kom mag ons vanmôre weet dat u en ek is geesmens. Dat ons is, toe ons Christus aangeneem het, is ons gewederbaar. Nou ek weet wat ons sê wanneer ons sê geestesgesondheid. Ons praat van daai hoë oomblikke en daai lae oomblikke wat ons beleef. En wanneer ons kom en ek weet ons het nodig om ons gedagte met die woord te beklee. Nou asseblief, Pastor Natasha het verlede week het sy gesê dat baie kere is daar mense in haar huis wat die boeke vat en hulle maak dit oop en hulle was hulle so denkbeeldig. Jy het al daai TikToks ook gesien waar die matrikulante so teen die einde van die jaar sit hulle so vir die boeke. Dan hoop hulle dat die inligting gaan inkom. Maar daar's 'n daaglikse was van my siel wat moet plaasvind. Wanneer ek my gedagte moet beklee met die woord. Wat ek hierdie sielsdimensie moet red deur om my gelykvormig te kry met die woord en God se koninkryk. Wil terugkom na hoe ek in Israel gekom het. En so ek verstaan dat ons praat van uitbranding, maar hier is my geesmens wat uitroep en vra, jy's 'n lig van die wêreld, nie 'n kers wat gaan uitbrand nie. En ek sê nie dit om te sê, ek sê hier vanmôre staan op en daarom kom ek en ek is daar in Israel en God is Jesus in hierdie vorm, God in die vorm van Christus, 'n seun wat die woord was wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het, praat met 'n mense wat weet hoe om te bid. Hulle weet hoe om gebede op te sê. Ek myself het gesien in 98 of 99 hoe menige van hulle voor die muur, die gebedsmuur staan, die westerse muur staan. En hulle het hierdie gewiegbeweging wat hulle doen. Nou in daai jare het ons nou nie tyd gehad of geld gehad, kom ek sê geld gehad vir allerlei souvenirs te koop nie. Nou wat mense gewoonlik doen is, terwyl hulle daar staan en bid, dan druk hulle sommer hulle gebedsversoeke so in die muur in. Hulle steek die gebedsversoek weg in die muur. Jongen,
Nog nie alles heeltemal van Berlyn bekeer nie. Terwyl ek daar staan, dink ek het nie enige souvenirs om huis toe te vat nie. Miskien moet ek maar net 'n gebed huis toe vat van iemand anders. Ek kan mos sê, dit kom uit die heilige land uit. So Jesus kom en hy praat met die mense wat reeds weet hoe om te bid. En hierdie is waar hierdie hoofstuk uitkom, hierdie skrifgedeelte uitkom, en hy sê, dis hoe ons moet bid. Nou, ons fokus nie alleenlik op die gebed in hierdie maand nie, maar is duidelik in hierdie skrif dat as daar 'n koninkryk van God is, 'n koninkryk is waarvan ons ambassadeurs is, dan is daar ook ander koninkryke wat mag manifesteer deur ons lewe in my dag. In 'n woorde, my eie wil, met my manne, die manne self wat ons donderdag aand gehardloop het, sê ons dat in jou huwelik, in jou werksplek, is daar sekere maniere wat God se beginsels aanvaar word, verwelkom word, en dis die koninkryk van God, want dit is hoe hierdie koning wil hê ons moet leef, dit is sy heerskappy. So waar die heerskappy van die koning is die koninkryk. Ander woorde, daar waar God se wil gepreek word, daar waar God se wil gedoen word, daar waar mense in daardie orde loop, dis God se koninkryk. Vanmôre, wanneer ons net so vinnig aanbeweeg van hoofstuk 6 vers 10 na 6:21, sal jy sien dat dit duidelik vir ons is. En wanneer jy begin praat oor koninkryk, dan begin jy mos maar nie anderste as om te dink aan geld en skatte en al hierdie dinge wat moontlik by jou kop wil kom nie. Dink baie keer maar daar is 'n ander manier om te leef. Ons in Suid-Afrika word groot en jy hoor hoe die Britse koninklikes leef. Nou ek wil vir julle sê, nie een van daai kinders wat uit daardie koninklike familie gebore word, het nodig gehad om ooit te hoor dat hulle moet nou nie so reageer nie, want hulle is prinse nie. Hulle het geweet, hulle kon dit sien. Nou ek het baie keer 'n moeilikheid, daar's 'n uitdaging om te kan sien wie ons eintlik is in Christus. Die geveg gaan oor jou identiteit. Dis die eeueoue geveg. Dit gaan altyd oor die identiteit. Selfs met Jesus toe hy versoek word deur die slang, deur Satan, kom hy en hy word versoek en nog 'n keer wil die vyand daardie selfde onmin, selfde gedagtes saai wat hy by my en u wil laat werk in die dag, deur die dag. Hy kom en hy sê maar, staan daar regtig, is dit regtig so? Daarom het ek nodig dat die woord van God op my hart gegraveer sal wees, dat hy in my hart en in my mond sal wees, dat ek sal 'n antwoord hê, dat daar staan geskrywe. Ek kan nie kom met 'n mooi motivering nie. Nee, daar's kere wat u en ek die duiwel moet bestraf, want ek weet hy kom in verskeie forme, maar moenie hierdie gedagtes in jou kop laat rondhardloop nie. Jy's 'n oorwinnaar, jy gaan deurbreek, jy gaan nie doodgaan van hierdie siekte nie, dat die Here is 'n geneesheer, hy's 'n voorsiener, sien, is sy koninkryk, sy heerskappy wat in my liggaam moet posvat, en ek moet dit glo vanmôre. Jou kinders kan nie net doen wat hulle wil nie, en ek praat nie van of hulle nou reëls gehoorsaam of nie. Nee, hulle is nie besig om hulle getuie te werk nie, ons roep hulle in, en ons sê, hierdie is die tyd om die Here te dien, want ek en my huis sal die Here dien. Nou ek is nie besig om vir u te sê dat u het nou 'n aggressiewe een of ander hand nodig om hulle net almal terug te ruk na die Here toe nie. Nee, ek sê dat ons moet by 'n plek kom omdat ons bid, ons word geleer hoe om te bid. Christus kom en gee nie net nog 'n gebed wat opgesê moet word, of daar nou krale in jou hand is, of hoe ook al jy hierdie gebed bid nie. Nee, hy kom en hy sê, daar's lewe wat van hierdie woorde af, van hierdie bladsye gaan afklim, en hy gaan maak dat u en ek gaan kry wat ons nodig het. So beweeg ons aan en ons sien Matteus 6:21, kom en hy sê, waar julle skat is, daar sal julle harte ook wees. Nou ek weet nie van u nie, maar baie kere, en kyk tog, en as u vanmôre 'n Bybel het, en as daar nog blaaie is om te blaai, gaan tog na hierdie skrif toe. Gaan na hom toe en kry hom vanmôre, merk hom, want baie kere, dan kom ons in vers 21 sê hy, want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Baie kere het ons hom gelees en ons het gesê, daar waar jou hart is, daar sal jou skat wees. Nee, waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.
En sien baie van ons, omdat ons moontlik baie keer net by 'n plek is waar ons so af en toe kyk, waar ons so af en toe hoor wat die Here, nee, hy wil eers gestel word, soos later in hierdie selfde hoofstuk, soek eers die koninkryk van die Here, en dan sal al hierdie dinge bygevoeg word. En omdat ek baie keer dinge soek, in steede van om by hierdie beginsel stil te staan, om hom eerste te plaas, dan kom ek en ek kyk so af en toe na die skrif. Nee, ons het nodig om vanmôre te vra dat daar's maniere, daar's bewyse om te kan weet waar my hart is. Gaan soek om waar jou skat is. Waar julle skat is. Skat is wat? 'n Skat is wat en ek weet 'n paar van die, kyk nou so, hy my skat, hy praat nou van jou. Praat nou nie van Pastor Paulina se skattebol nie. Dit wat ek waardevol ag. Dit wat ek vanmôre van waarde sien. Waar julle skat is, daar sal julle harte ook wees. Sien dit wat ek waardeer. As ons na die bewyse sou kyk. Mag ons vir 'n oomblik die woord net toepas tot ons daaglikse lewe. Dit is hoe my lewe verander, is wanneer ek die woord huis toe vat, wanneer ek die woord werk toe vat, wanneer ek kom en ek sê, ek hoor dat ek is deel van hierdie koninkryk, ek is 'n koninkryksambassadeur, ek is nie meer die persoon wie ek was nie, en ek vat hom nou huis toe, nou moet daar 'n verandering plaasvind. Ek weet nie van u nie, maar as u 'n goudvisie kry, en ek weet hier's 'n paar van ons wat eerder goudvisies eet is om vir hulle kos te gee. Maar as jy 'n goudvisie kry, as jy 'n hondjie kry, jou lewe verander. Ewe skielik, jy lees nie koerantpapier nie, nou soek jy koerantpapier, want jy weet wat moet gebeur. Iets verander. Jy kry 'n nuwe werk, iets verander. Hoe is dit dat ons so dieselfde bly wanneer ons Christus aanvaar? Sien, en daarom moet ek hom huis toe vat. Ek moet die woord laat werk by die huis. Ek moet die woord laat werk in my eie woordeskat. Ek kan nie meer net praat soos wat ek wil nie. Moontlik toe ek nog daar was en verlore was, voordat hy my, en ons gaan later praat oor die skat wat God gevind het, Christus as vergelyking, 'n gelykenis kom vertel van hoe daar 'n handelaar is wat skatte kry. Ons gaan nou van hom praat, maar voordat hy my gekry het, voordat hy my onder hande in die hande gekry het ek nog 'n sekere manier gepraat. Ek het nog sekere dinge gedoen, maar nou dat ek in die huis van die Here, ek praat nie net van die huis van die Here, die kerk van Christus, en ek praat van nou dat ek deel is van sy huishouding, nou dat ek deel is van hierdie koninklike heerskappy, daar moet dinge verander. En ek fokus op Christus, nie op die dinge wat moet verander nie. Hoe meer ek na hom kyk, hoe meer begin ek na sy beeld, in wie ek geskape is, leef. Begin dinge van my afval. Begin dinge, en ja, ek sê nie dat daar nie moeite gaan mee gepaard kom nie, maar hy het reeds die prys betaal. Hy het reeds die prys betaal. Sien, hy sê soek eers. Daarom is dit belangrik dat ek vanmôre na die bewyse kyk. Nou ek wil nou nie vanmôre, ek wil huise verenig. Ek wil nie huise verdryf van mekaar nie. Maar as u vanmôre wil weet wat vanmôre vir u van waarde is, kyk waar u meeste tyd spandeer. Kyk waar u meeste geld spandeer. Kyk waarna u die meeste kyk. Dis wat u en ek waardeer. Sien, partykeer is ons besig, en asseblief, ek sê weer eens, omdat hierdie woord werk en hy bring mense na mekaar toe. Daarom het ek nodig om eerder jou selfoon neer te sit, veral wanneer ek by familie is, veral wanneer ek by vriende is, want sien, ek wys vir hulle wat vir my belangrik is in daai oomblik. Ek wys vir hulle wat ek kies in daai oomblik, en ek wil hê die woord met jou lewe impakteer, hy met jou lewe transformeer. Dis nie net om geestelik te klink nie. As ons hoor dat ons die koninkryk van God moet soek, dan wil hy hê dat pa sal wees wat paas moet wees, en maas moet wees wat maas moet wees, en kinders moet wees wat kinders moet wees, en gemeenskappe moet wees wat gemeenskappe moet wees, en as gemeente moet ons wees wat ons as gemeente moet wees, sodat ons die lig kan wees vir die wêreld. Sodat ons kan wys dat ja, ons is hier, maar nie van hier nie. Sien, daarom is ons anders. Hou op weg om so dieselfde te wees. Ons moet anders wees.
Sien, wanneer hulle grappe maak van huwelik, dan maak jy nie 'n grap van huwelik nie, want jy weet, dis nie net 'n belofte van twee mense aan mekaar nie, maar dis 'n verbond. Want jy's 'n koninkryksambassadeur. Daarom wanneer hulle sê, ag jong, hierdie is maar die siekte wat in ons familie is, mamma het daarvan gesterf, en ouma daarvan gesterf, en so, nee, dan kom ek en sê, dat in hierdie tyd kom ons, en terwyl die lewe wil uitmekaar, en begin hierdie kant toe swaai, en daai kant toe swaai, as kind van God sit jy 'n stop tot dit, en sê, maar jy's 'n nuwe skepsel, daardie bloedlyn vloek is gebreek, daar's 'n woord. Daar's nie net 'n diagnose nie, daar's 'n woord hoër as die diagnose. Belangrik. Jy's hier, maar nie van hier nie. Jy's duur gekoop. Hy het sy lewe vir jou gegee. Daarom die pyn en ongemak wat ons in 'n oomblik mag ervaar, en hier sit wonderwerke vanmôre hier onder ons. Mense wat net te onlangs uit 'n siekbed uit opgestaan het, waar die vyand probeer het om hulle lewe te steel met hartaanval en breinkondisies en allerlei dinge. Hier sit getuies hier onder. Jy's duur gekoop. Jy's hier, maar nie van hier nie. Daar's bewys vanmôre waar jou skat is. En dan weet ek jou hart gaan volg. Sien, ons is so gefokus gewees, en omdat ons hierdie skrifgedeelte van een kant af benader het, en ons het gesê, maar waar jou hart is, daar sal jou skat wees ook. Nee, daar waar die bewys is. Sien, die hart moet bewaar word. Want vanuit dit uitvloei die oorsprong van die lewe. Sien, en hy is maklik om beïnvloed te word. En sien, daarom gee ek my hart aan die Here. Baie mense, veral nou, en ek weet nou nie hoeveel van u, en ek is tog nie die TikTok pastoor nie, maar baie van u weet ek, die Bybel is so een oog oop, en dan scroll hy sommer outomaties vir jou. Maar dit wat tans op jou blad verskyn, dit wat tans op Facebook, op jou For You page, jou vir u bladsy, verskyn, dit kom, en dit gee vir een van my 'n indikasie wat ons aandag getrek het. Dis nie net wat een ek gesoek het nie. Nee, dis wat ons gedurig na soek, gedurig na hunker. En daarom wil ek vir u vanmôre sê, as kinders van 'n huis, as seuns en dogters, man en vroue van 'n huis, wat glo dat ons geroep is om 'n verskil te maak, wil ek vir u sê, ek kan nie net per toeval die woord oopmaak. Ons moet na die woord toe gaan, omdat ons weet, ons antwoord is daar, want dis Christus wat weggesteek is in elke bladsy. Want so verskeie ander oomblikke, kom Jesus en hy vergelyk die koninkryk. My vraag is altyd, waar vind ek myself in die skrif? Waar is dit wat ek myself in dit kry? Ek vra myself af, wie het dit geskryf, aan wie dit geskryf was, en hoe sou hulle dit opgeneem het? So sien ons dat op 'n paar kere word daar van die koninkryk gepraat, en veral omdat ons praat oor waar jou skat is, sal jou hart volg. Dit wat van waarde is, hoe ek my tyd spandeer, hoe ek my geld moet spandeer, hoe ek nodig het om dit wat my familie doen, terug. Sien ons dat, wanneer die koninkryk van die hemel van gepraat word, dan is dit, verwys dit, en ons het nou daarvan geleer en gesê, dit word met 'n skat vergelyk. Maar ons sien ook dat dit word in Matteus 13, later in hierdie boek word hy vergelyk met 'n skat wat in 'n veld weggesteek word. Sien, ons praat van skatte, ons praat van waar gaan ek jou hart vind, daar waar jou skat is. Nou sien, dat wanneer ek myself in hierdie, en later word hy vergelyk met 'n parel wat 'n handelaar op soek is na. Hierdie skat in Matteus 13 vers 44 sien ons dat hierdie skat word in 'n veld weggesteek en per toeval ontdek iemand hom.
En ek is besig om met u te praat en ek vat u 2 boodskappe terug, waar ons gepraat het dat daar is bediening in die huis en daar's missie en mandaat buite die huis. Dat daar's die groot gebod en dan is daar die instruksie wat ons nodig het om te gaan en hulle in te bring. Daar's waar ons gesê word dat ons het nodig om God lief te hê met ons hele hart, krag, siel en verstand en ons naaste soos onsself en dat ons moet uitgaan. En ek wil graag hê vir die oomblik moet ons net stil staan hierby. Waar ons weet dat ons hart en ons skat kan nie verwyder word van mekaar nie, is daar 'n handelaar wat loop en iemand wat op 'n skat afkom in 'n veld. En baie van ons kan of vanmôre die persoon wees wat daai skat ontdek. Baie van ons kan die skat wees wat ontdek word. Nou kom ek gee u net so 'n klein insig in die kultuur van die dag in daardie dag. Terwyl hierdie gelykenis uitgaan en Jesus die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n skat wat weggesteek word of weggesteek is in die veld. Omdat die mense so deur vrees gedryf was en ek sê vir u vanmôre ek herinner of herhaal net wat u moontlik mag uitgekom het. Dit was verdrukking, dit was onderdrukking en meeste van daardie dinge wanneer iemand lyk asof hulle onderdruk gaan word of verdruk gaan word, wat pak jou hart eerste? Vrees. Waarvan praat ons in hierdie maand? Om 'n vreeslose disipel te wees. Wat weet ons vanmôre is die medisyne vir vrees is die Vaderhart, die liefde van God, 'n Vader wat die vrees na buite dryf. Dadelik kom ek en ek dink dat dryf beteken daar's iets wat uit my gedryf word, soos wat Adam en Eva uit die tuin gedryf was. Nee, hy kom en soos 'n herder wat nog steeds sy skape in 'n veilige plek inbring, dryf hy ons. Ons weet ook later het ons gehoor dat dit is die liefde van die Here wat my dryfveer is. En jy mag jou vind en ons sien dat dit sê dat daar 'n skat was wat iemand ontdek. En die vrees van die dag was, in die tyd van Christus, voor en moontlik na, dat wanneer daar armoede of wanneer daar hongersnood was, dan het mense hulle waardevolste besittings gevat en hulle het moontlik in 'n erdekruik gesit en dan het hulle dit in die grond gaan begrawe, sodat wanneer hulle kinders eendag moontlik daarop sal afkom, dan sal dit 'n seën wees. So vrees het hulle gedryf om te begrawe. U weet ook van die handelaar wat gegaan het, die meester wat gegaan het en hy gee aan sy diensknegte talente. En die een was bang want hy het sy meester geken omdat hy maai waar hy nie gesaai het nie en hy is gedryf deur vrees en hy doen wat? Hy begrawe sy talent. En ek vind onsself en terwyl ek sien die musikante opkom in die laaste 5 minute. En ek vind onsself of in die posisie as u vanmôre se woord vat. As u vanmôre se woord vat en u weet dat u is nie net geroep om mense en God lief te hê nie, maar u en ek het 'n mandaat of 'n missie daar buite. Het ons nodig om in die veld van die lewe in mense se omstandighede te stap. Waar jy is, wil die Here jou gebruik. Waar jy is, wil die Here jou gebruik. Kom, wie van u het al in die Karoo gestap en jy skop al wat 'n ding is, want jy is so op soek na die kreerponde. Jong, jy skop. Want jy weet nie waar dit begrawe is nie. Party van ons loop met hierdie metaalverklikkers rond op die strande, want jy weet nie wat se skat jy gaan ontdek nie. Daarom, wanneer ek weet dat die genade van die Here my lewe bedien het, wanneer ek weet hy het dit vir my gedoen, wanneer ek weet hy het vir my gesond gemaak, dan weet ek hy kan ander ook gesond maak. Kom, hy het ons diep uitgehaal. 'n Paar van ons het net vergeet waar hy ons uitgehaal het. U en ek is nou so mooi, ons ryk nou so lekker, ewe skielik is daar nuwe klere. U het vergeet waar u vandaan kom. Ons is hier, maar nie van hier nie, ons is ook baie duur. Ek praat nie van om u te onderhou nie, ek praat van Christus se bloed wat jou gekoop het. Maar kom, hier's 'n paar mans wat nou na hulle vrouens gekyk het en sê, hoor mamma, hoor mamma. Ons betaal nou nog aan klere af wat lankal stikkend gedra is. Wat sê die woord? Maak skatte bymekaar. Waar roes en mot nie kan by uitkom nie. Kraaifontein se kakkerlakke. Die hemel is die veiligste plek. Hoekom? Want waar my skat is, wat is nog daar?
hoop hierdie boodskap is besig om huis toe te kom. Nou kom ek en ek sê dat dit wat vir my gedoen is, wil ek ook hê ander moet ervaar. So nou is ek besig om in die veld daar by die werk en jou besigheid is ek besig om rond te loop, want die koninkryk van die hemel word vergelyk met 'n skat wat weggesteek is. En ons is besig om te soek in die omstandighede. Daar's baie dinge wat jou wil toegooi. Daar's baie dinge wat oor jou wil kom en jy's weggeber en jy sê hierdie is maar nou die enigste veilige plekkie waar ek kan wees. Kom ek krimp maar net in myself in. Nee, jy's nie van hier nie. Jy's van 'n ander koninkryk. Ja, jy sit nou net, maar daar's 'n goeie boodskap of daar's goeie nuus wat van jou af moet kom. En is u en ek wat by 'n plek moet kom en ja, ons is of soekend na die skat of eers die skat wat begrawe is, maar ek wil vir u sê dat Christus Jesus is besig om ons uit te stuur sodat ons daai skat kan ontdek, sodat ons daai skat kan ontgin. Sien en dan sien ons later. Nou is dit nie nou daarvoor tyd nie, maar ons het later sien ons hoe die koninkryk met 'n handelaar vergelyk word wat 'n parel ontdek. Kosbarehede. Ons gaan nie vir hierdie week daar gaan ons net hier stil staan om te sê waar hy is. Soek die skat. Maar ek gaan hom net vir 'n oomblik met die huis praat. Want sien baie keer wil ons omvervat en ons wil dadelik sê maar ja, ek gaan dit by die werk doen. Maar ek is vanmôre hier om te sê, enkel maar soek die skat in jou omstandighede. Die Here wat jou onderhou het tot nou toe, gaan jou ook verder vat. Man en vrou in jou huwelik, soek die skat. Bewaar die skat. Bring daai skat na die Here toe. Daar waar jou skat is, daar gaan jou hart wees. Kry jou hart terug waar hy moet wees. Sien in jou eie lewe, jy kan nie net dink, ag ek is nou maar hier, kom ons wag tot die einde gaan kom nie. Ons wag nou maar dat die tweede koms gaan kom nie. Nee, ons praat in hierdie tyd is ons besig om besit te neem. Ons is besig om skatte te soek. Ons is nie om dat ons by mekaar moet gemaak word nie. Nee, ons is besig om die oes in te bring. Dat wanneer hy kom, of hy kom vir een en of hy kom vir almal, ons is reg. Bediening binne in die huis. Mandaat en missie buite die huis. Vreeslose disippels. Sien ons slim mense wat sê, en wanneer ek sê slim mense, dan praat ek nou nie van hulle wat krale en wit klere dra nie. Mense wat 'n bietjie geleer het en hulle sê dat as ek nie weet waarvoor ek sal sterwe nie, weet ek nie waarvoor ek sal lewe nie. Christus het presies geweet waarvoor hy gaan sterf. Sien, hier's van u, hier's van ons wat sit en hy sê, raak net my kinders, raak net my man, raak net my vrou, ek weet dis 'n paar wat ook sê, raak net aan my kar. Dan gaan jy sien. As u nie weet waarvoor u sal sterf nie, dan gaan u nie weet die waarde van die lewe nie. Sien, dan gaan u moontlik u skat op verskillende plekke spandeer en jou hart gaan gewillig agterna hardloop. Maar vanmôre is ek hier om vir mense te vra wat moontlik in hierdie gebou of aanlyn sit. Wil jy nie God eerste sit nie? Moontlik het jy, moontlik het u, of jy het op 'n tyd. En hierdie is nie 'n altaar vir sondaars nie. Hierdie is 'n altaar vir gelowiges. Vir ons wat die Here ken, ons wat die Here dien, ons wat die Here liefhet. Maar maak opnuut 'n keuse om hom eerste te sit in alles. As dit vanmôre u is en jy sê ek sit hom eerste,
Of jy sê vanmôre hy is nog altyd eerste en ek hou hom eerste. Staan saam met my op asseblief. Hy is verlosser, hy is saligmaker, hy is geneesheer. Hy is die een wat die hemel en aarde gemaak het, hy is koning, maar hy is ook Vader. Daarom roep ek van u, om te weet, daar is meer, as wat u tans jaag, dat die Heilige Gees u vanmôre lei. Ons gaan saam bid, en terwyl ek bid, wil ek vra, as u vanmôre gebed nodig het. Jy sê, Jaco, jy preek 'n woord van koninkryk, en ek is nog nie in daai plek nie. Het is moeilik om 'n woord te hoor van koninkryk, en dan gaan ek terug na my huis, en ek sien hoe alles uitmekaar val, of dit nou fisies is, en of dit nou familie is. Hier is die antwoord. Kom na hom toe, almal wat moeg, belas oorlaai, alles te veel geword het. Nou stem saam. So ek nooi u vanmôre uit, voordat ek gaan bid vir die gemeente, as u vanmôre gebed nodig het, kom na vore, ons gaan saam met u bid. U het moontlik op 'n vorige week al uitgekom, of u kom week na week uit. Ek wil vir u sê, kom uit. Want hier is waar ons hulp ontvang, redding ontvang, bemoediging ontvang, liefde, ontferming kry. Terwyl die aanbiddingspan reg kry om net 'n lied te sing, ek bid vanmôre, Here, ons wat vanmôre staan, u eerste stel. Here, 'n paar van ons kan moontlik hier staan en sê, Here, balanseer my chequeboek, Here, ek het nie geld gespandeer soos ek moet nie, was die eerste in my finansies nie. Here, kyk na my dagboek, Here. Here, my tyd hoe ek spandeer, Here, dis ongebalanseerd. Help my. Here, wanneer ek kyk na hoe dinge by die werk gaan, Here, en dan is hier van ons wat sê, Here, ek wil meer en meer u eerste stel. So ons gee vanmôre oor, laat u koninkryk kom en u wil geskied. Ons bid vanmôre, dat u ons vanmôre bystaan, Here. Heilige Gees, ondersteun vanmôre. Ek gaan vra dat nog van ons 12 sal uitkom en saam kom stem. Kom ons stem saam. Steek vanmôre die hande na mense uit wat hier voor staan, Here. Here, ons dankie vanmôre. Here, ons dankie dat daar's niks onmoontlik by u nie. Ek dankie vanmôre, Here, dat u salwing oor sy lewe kom. Steek vanmôre jou hande op as 'n teken dat jy oorgee. Gaan saam. Here, ons dankie. Ons dankie dat u hom vanmôre van sy hoof tot by sy voetsole aanraak. Dat vrymakingskrag sy lewe bedien. Ons dankie, Here. Kom ons kry vanmôre olie en ons salf hom. Daarvan as jy kan, kom ons kry olie. Die liefde van die Here vanmôre vrees na buite dryf. Kom ons bid. Salf hom. Here, ons dankie vanmôre. Here, mag u liefde vanmôre hom bedien, Here. Soos wat ons hom merk vanmôre, seël ons hom af. Dankie vir u beskerming, Here, oor en om sy lewe en om sy gedagtes, Here. Ons dankie vanmôre dat u salwing vanmôre die juk breek. Laste verwyder in Jesus naam. Hou aanbid vir hom. Hoor die naam van Jesus. Hy is 'n sterk doring.
Vir 'n oomblik sing net hierdie naam oor jou lewe voordat ons afsluit vanmôre. Die naam van Jesus. Oh, die naam. Oh, vanaf. Oh, en hy maak. Kom ons sing het nog so laaste maal die naam van Jesus. Salwing van die Here. Hy verlos. Hy versterk jou. Hoe hy sien jou vanmôre. Sterk hore. O vanaf. Ek gaan vir broer Ralf vra vir ons af te sluit terwyl daar nog bediening uitgaan. Kom sluit vir ons af broer Ralf. Ek nooi jy uit na vanaand 16 se aanddiens. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, baie dankie. Liewe Here vir hierdie wonderlike oomblik waar die Heilige Gees vanmôre met ons kon praat, liewe Here. Dankie vir die woord wat ons harte versterk vanmôre. Dankie vir die woord wat ons daaraan herinner dat ons altyd die Heilige Gees besoek, liewe Here. Die Heilige Gees is daar om vir ons te versterk, om ons elke dag te lei van krag tot krag en van oorwinning tot oorwinning. Baie dankie Hemelse Vader vir een en elkeen wat die moeite geag het vanmôre, Here, om op te kom na die huis van die Here, om 'n seën te kan ontvang, liewe Here. En my gebed is vir elke moeder en vader, seun en dogter vanmôre, liewe Here. As ons hierdie teenwoning gaan verlaat, liewe Here, dat ons met 'n dankbare hart en 'n opregte hart kan sê, dit was goed om in die huis van die Here te kan wees. Versterk een en elkeen, Hemelse Vader. En wat daar siek is vanmôre, liewe Here, bid ek die krag van genesing oor een en elkeen se lewe vanmôre. Lei ons tot verder, Here, in hierdie dag. Seën ons wonderlik, Here. Dit bid ek in Jesus naam. Met baie danksegging.